Goeiemôre, dit is Woensdag die 14de Mei 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vanoggend in verwondering oor God se ongelooflike genade. In verwondering oor God se ongelooflike genade. Die afgelope week of so het ek net teruggedink oor my lewe, nie op 'n negatiewe manier nie, maar meer as 'n waarneming. Waarneming in die konteks van mense rondom my. Het ek net besef dat almal rondom my een of ander uitdaging op een of ander manier in hul lewe het. Ek sal erg in vervoering en opgewonde wees as enige iemand wat hierna luister my kan verseker hul lewe is perfek en sonder enige probleme of uitdagings. My ervaring deur baie jare waarin ek betrokke is in berading, terapie en bediening is die teenoorgestelde. Dus terwyl ek terugdink aan my eie lewe, alles waardeur ek al gegaan het, my eie uitdagings toe en nou in en op verskillende aspekte van die lewe. Baie wat veroorsaak is weens my eie dom besluite en foute wat ek gemaak het ek net weer besef watter goeie God ons dien. Hoe genade God is en hoe hy ons in sy barmhartigheid en genade heel hou. Ek het besef dat Romeine 8 vers 28 een van die verse is wat die meeste waarheid bevat. En nie op grond van ons goedheid, ons gehoorsaamheid en selfs nog minder op grond van ons prestasies nie. Nee, om die waarheid te sê, eintlik inteendeel daarvan, ten spyte van onsself. Kom ons lees dit om net weer onsself te herinner aan God se beloftes. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. God hou ons vas, lei ons en bo alles, laat ons deurkom om sy planne te vervul en ons gebede te beantwoord op 'n manier wat ons nie kon dink of eers verwag moontlik sal wees nie, om ons op die plek te bring waar ons in die lewe moet wees. Dit alleen is genoeg om my nederig in verwondering en aanbidding voor ons almagtige God te laat neerbuig. Daarom is dit jou motivering vir vandag. Jy kan weet, maak nie saak waardeur jy gaan nie, wat dit is wat jou of jou geliefde se uitdaging is nie, of wat jou vriende in die gesig staar nie. God is by jou in sy genade, en in sy liefde is hy betrokke in jou storie, en sal hy jou na 'n beter plek toe neem. Hou aan om aan God vas te hou, en moet nooit ophou bid nie, wetende dat sy genade sonder einde of beperking is. En die belangrikste van alles, moenie jou rug op sy genade draai nie. Dit is nie ons prestasie en goedheid wat 'n goeie uitkoms sal verseker nie, maar ons keuse tussen lewe of dood. Deur lewe te kies is om Jesus te kies, om tyd met hom deur te bring en lewensgewende rigtingwysing en leiding te ontvang, soos die Heilige Gees jou sal lei, omdat jy op hom vertrou, sterker in hom groei deur jou kennis van Jesus en sy liefde te ontvang en te reflekteer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die onbeperkte genade, selfs in en deur ons grootste foute, slegte keuses en ten spyte van onsself, hou U aan om in ons stories in te stap, om ons by die plek te bring waar U ons wil hê, om die persoon te wees wat U wil hê ek moet wees. Heilige Gees, help my om aan U vas te hou, selfs in my swakhede. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Geniet die dag en hou net vas aan sy liefde en genade in jou lewe, deur aan te hou om op hom, om op te kyk na Jesus. Dit is Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom. En totdat ons volgende week weer gesels, God se rykste seën.